Oké mense, ons gaan aan met saamprep. Vandag wil ek gou bietjie gesels oor jy weet selfversorging. Nou selfversorging is dalk 'n teerpuntjie by sekere mense, want ek dink nie baie mense gaan noodwendig daaroor worry of wat ook al nie. Maar dis belangrik vir die persoon waarvoor dit van kardinale belang is. En onthou mense, ek praat nou nie van om jouself skoon te hou en daai tipe goed nie. Dit moet jy anyway doen. As jy dit nie doen nie, gaan jy met probleme sit soos een of ander siekte, veluitslaa ensovoorts. So moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek bedoel nou byvoorbeeld 'n ou wat nou toe hy nou nog in die gewone samelewing was voor die pop onder die fan getref het en hy het jy weet hy was groot op, hy het mooi skoon geskeerde baard gehad byvoorbeeld. Dan is dit belangrik vir iemand soos dit. Dit is deel van sy roetine. En weer 'n keer mense, dink ek dit val baie keer weg by baie van die mense om nie hierdie tipe voorbereiding te doen nie. En ek dink is tog belangrik om daai selfversorging wel vir jou daar te sit. En onthou nou mense, ek sê nou nie jy moet gaan en vir jou 400 kg se seep koop nie. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek glo die van julle wat by instansies of by sekere groepe is, sal planne hê om seep te kan maak in verskillende tye en op verskillende maniere ensovoorts. Waarvan ek nou spesifiek praat is daai ekstra bietjie versorging wat jy van hou. En of dit nou is om skoon geskeer te wees, vrouens se onderarmhare laat dit nou geskeer is, wat ook al die scenario, jy weet, ek wil nou nie tegnies te veel in dit ingaan nie, want ek weet self die helfte van hierdie goed nie. Mense, kry dit, en sorg dat jy dit in plek het. Byvoorbeeld, een van die goeters wat baie mense ook weer nie aan dink nie, wat nogal belangrik is iemand soos 'n haarkapper. Jy weet, op die einde van die dag, ons is gelukkig, ons sny sommer ons eie hare, hier in ons familie, nie laat iemand geleer het hoe om hare te sny of wat ook al nie, so ek weet nou nie hoe dit nou natuurlik sal werk met fancy haarstyle en sulke tipe goed nie, maar die meisies se punte word gesny. Ek dra my hare lekker kort en my laaitjie dra ook sy hare lekker kort. So daar's nie 'n probleem met dit nie. Maar dit is vir ons belangrik. So ek sê weer, vir iemand anderste is dit anderste iets. Jy weet ek weer 'n keer, ek praat nie van goed soos tandepasta nie, ek dink dis 'n gegewe om dit te hê. Maar weer 'n keer dink ek ook daar sal weer planne in plek gesit word om jy weet dit weer reg te kry en ten minste 'n bietjie van 'n ondersteuningslyn daar te stel. Spesifiek as jy, soos ek sê, deel is van groepe ensovoorts. Maar dit gaan oor daai spesifieke ding van jou wat jou nou vreeslik irriteer. Weer 'n stupid voorbeeld. As jou neushare nou te lank word en jy het hierdie ou skertjie wat jy jou neushare mee sny. Onthou, ek praat nou uit 'n man se perspektief uit. Want anders sukkel jy om jou neus te blaas of wat ook al die scenario is. Sorg dat jy daai dingetjie saamvat, want daai simpel ding. 'n ander ding is byvoorbeeld iets soos 'n naaldnipper, maar weer dink ek 'n naaldnipper is redelik 'n given, veral met die vrouens. Maar onthou net, ek het my eie spesifieke naaldnipper, want as ek die vrouens moet gebruik, gaan ek hom breek, want my naels is net te hard. Ek moes al eers moet bad, of 'n week in 'n water moet lê, as ek my naels wil sny. So weer 'n keer mense, daai spesifieke dingetjie tot jou, wat nou vir jou 'n gatgerol is, as ek dit so eenvoudig kan stel. Maak maar seker, dat jy daai dingetjie ook prep, en sorg dat jy dit by jou het. Jy weet, ons fokus baie keer so op oorlewing, laat ons vergeet van ons eie geestelike gesondheid. En daai stoepe ding, soos 'n naaldnipper, soos 'n neushaarskertjie byvoorbeeld, of jy weet, wat ook al daarmee nou gepaard is, skeermes, hoe ook al. Dit is die ding wat die verskil kan wees op die einde van die dag, tussen jou wat dit verloor,
en jy wat nog in 'n mate kan aangaan en 'n bietjie normaliteit in jou eie wese kan bring, wat vir jou nou baie belangrik is. En ek dink dit is nogal belangrik om op te fokus. Ek dink dit is ons as jy in 'n prepper gemeenskap is, jy weet jy fokus baie op ander en op jou familie ensovoorts, maar jy vergeet baie keer van jou spesifiek self. En dit is maar 'n realiteit wat ek nou al baie kere opgetel het met baie mense. En dis reg, dis nie 'n probleem nie, maar soos ek sê, hierdie is ietsie wat ek sal voorstel wat jy en wat mense in die algemeen definitief moet na kyk. Jy weet, ek gaan nie praat oor vroue tipe goed en daai goede nie. Ek is nie ek dink opgewasse genoeg om regtig daar jy weet 'n opinie te lig nie. Maar weer 'n keer, jy weet, dit gaan maar oor watter tipe vrou jy ook het en hoe haar siening oor die dinge is. Maar ja, dit is maar hoe ek dit sien. Jy weet, iets eenvoudig soos 'n knippertjie wat werk met batterye kan baie ver gaan vir 'n man, 'n vrou ensovoorts. Jy weet, en dis weer 'n keer, dis nie goed wat 'n mens noodwendig altyd aan dink om byvoorbeeld te prep nie. So ja, en weer 'n keer mense, soos wat ek nou sê, as jy hou van 'n spesifieke tipe tandeflos byvoorbeeld, maar niemand anders dan in die huis flos nie, doen dit, kry dit vir jou. Maak seker jy het dit, want op die einde van die dag, dit kan net die verskil wees tussen om jou geestesgesondheid te hou op die regte plek teenoor jy wat ontplof en alles verloor want jy soek jou tandestokkies of jou flos, althans nou sê ek tandestokkies. Okay mense, ja, soos 'n vinnige enetjie vandag, ek wil maar net bietjie met julle by julle opgebring het, want baie keer vergeet ons hierdie tipe goedjies. Okay mense, julle het 'n wonderlike dag hier, ons praat